China en Amerika se handelsoorlog skuif nou na landbouprodukte. Wat se effek kan dit op Suid-Afrika hê? In die week se ANT ekonomiese oorsig gesels ek soos oudergewoonte met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit oor die nuutste ekonomiese nuus en kyk ook wat se moontlike effek dit op die landbousektor in Suid-Afrika kan hê. So, maak seker jy mis nie die week se gesprek nie. Die rand verswak na R18.63 per Amerikaanse dollar, staan op R19.55 teenoor die euro, staan op R23.61 teenoor die Britse pond en op R11.56 teenoor Australiese dollar. Ons nuutste inflasie syfer styg na 3.2% met prima rentekoerse steeds op 7.5%. Die Brent ruolieprys daal en verhandel nou op $70.93 per vat met brandstofpryse wat ook moontlik verder kan daal. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat ons markte nou kan beïnvloed. Welkom by hierdie week se AMT ekonomiese oorsig. Ons gesels soos oudergewoonte weer met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit. Welkom Waldo, altyd lekker om saam met te gesels. Dankie. Waldo, kom ons begin dalk weer. Ek weet daar is nou baie goed met Amerika en Trump en goed en tariewe aan die gang is, maar kom ons begin dalk wisselkoers op of af hierdie week, oliepryse op of af. Johnny, met die rand gaan ek raai aan die swakker kant. Net met die onsekerheid wat ons staan op 1860 rond, min of meer. En dit het omtrent Vrydag en gister gebeur. Ons was baie nader aan 1840 geweest laas donderdag. En dit gaan maar oor onsekerheid rondom president Trump se tariewe en dan is die dollar so bietjie sterker, die rand so bietjie swakker en ons het nou volgende week begroting 2.0. So ons gaan 'n bietjie kyk wat daar gebeur. So hierdie is nie dramatiese goed nie, maar ek dink net genoeg onsekerheid om die rand so effens swakker te maak. Ja, onsekerheid natuurlik beteken investeerders is weg van die rand af meer terug dollar toe. Dis reg, dis reg. Olie? Ek dink olie aan die swakker kant. Die laer kant, die kragte wat die olieprys beïnvloed is alles nou ten gunste van 'n laer prys. Of daar nou meer olie geproduseer word of ekonomiese aktiwiteit so 'n bietjie stadiger gaan word, of daar dalk nou vrede kom tussen Rusland en Oekraïne, al daardie dinge sou 'n laer olieprys beteken. So daar's nie goed wat nou druk op die olieprys kan plaas wat ek sien nie. Ja, maar ons aan weer verskriklike wêreldoorlog uitbreek of so iets, maar ons hoop nie so nie. Ja. Maar dis iets wat nou onvoorspelbaar sal wees en dis nou iets wat 'n mens regtig in die beplanning kan inwerk. Dis reg. Okay, jy het genoem so vanaf van budget 2.0 of stil 4.0, ek is nie seker waar die budget op die oomblik trek nie. Wat is die nuutste gerugte rondom dit? Die begroting lê nou by die kabinet en almal maak allerlei voorstelle. So ons weet die DA het laasweek nuus gemaak met hulle 6-punt voorstelle wat hulle op die tafel gesit het. Blykbaar het die ANC onder leiding van Paul Mashatile ook nou 'n stel voorstelle. Die president het gepraat oor kan ons nie 'n bietjie 'n kompromie hê met hierdie BTW koers nie. 0.5 of 0.75 sulke tipe van voorstelletjies. So dis nog in die lug en dit gaan interessant wees om te sien want ek dink die groot ding om te verstaan is hulle kan die begroting balanseer sonder hierdie ekstra inkomste. Maar hulle wil graag die ekstra besteding hê en dit is vir die COVID toelaag en vir die salarisverhogings. So dis goed wat jy moeilik voor nee gaan sê. Jy gaan dan eerder op 'n ander plek moet sny en geld losmaak om dit wel te kan betaal. So hulle wil maar eerder 'n bietjie ekstra inkomste ook hê. Dis nou eintlik maar die ANC. So ons sal sien of gaan hulle met die DA plan wat meer van 'n snyplan is of kan hulle 'n kompromie hê met ook 'n bietjie ekstra inkomste aan die ANC kant. Okay, maar ons vind dit volgende week, donderdag of wanneer is Woensdagmiddag weer. Woensdag. Hulle probeer weer Woensdagmiddag. So ons kyk hoe hulle hierdie keer dit reg kry. Ons hou duim vas. As hulle nie dan kan hulle aangaan. Die wet maak voorsiening daarvoor dat daar gaan nie 'n stop van die staatse dienste wees of so nie. Hulle gaan aanhou belasting invorder ensovoorts. So hulle kan aangaan tot daar weer 'n begroting goedgekeur word, maar hulle gaan dan aan volgens die 3-jaar plan wat in die mini-begroting voorgelê is. Wow. So dan geen nuwe voorstelle nie, daai mini-begroting se plan word dan net verder toegepas. Okay, so hulle kan onderhandel tot hulle blou is en ja, eintlik nou maar. Ja. Waldo, ek wil so vinnig voor ons by die Trump tariewe uitkom. Inflasie is 3.2% op. Op na 3. Ja.
3.2 of 3.3. Ja, was van 3 na 3.2 toe. Dis reg, ja. So 'n bietjie op, niks dramaties nie. Almal verwag inflasie gaan so 'n bietjie styg die eerste helfte van die jaar onder die Reservebank se teikenband. Drywers daarso is 'n bietjie kospryse en dan van die ander goed wat eintlik een keer 'n jaar opgeneem word. Dis so jou gymfooie, jou versekering. Dit word net een keer 'n jaar gemeet en dit is in die Januarie maandjie. So versekering het nou met 8% gestyg, so dit maar my versekering is ook maar 'n baie klein deel van die mandjie, maar van daardie het dan nou bygedra tot hierdie effense stygings. En jy het gelaas ook gepraat van hulle die mandjie bietjie geherstruktureer? Mens kan skaars die verskil sien. Wow. Ja, dalk so 'n bietjie in die restaurante en uiteet kategorie waar ons nog gesê het daar 'n swaarder gewig is, daar was ook bietjie meer inflasie, maar is so saamgegroepeer met akkommodasie, met hotelverblyf en gastehuise en so dit was ook 'n bietjie hoër. Ja, maar dit help ook nie hulle verander die ding drasties, want dan kan hulle nie regtig appels met appels vergelyk. Dit is so, nee, en so die tabel uit basies dieselfde en die gewigte is baie dieselfde. En ook ek dink die ander ene was huishouding en nutsdienste wat maar elektrisiteit is wat bietjie hoër was. Wat se effek kan dit op rentekoerse hê soos ons aangaan? Nie seker noodwendig, hy sien verskriklik drasties op, maar is besig om opwaarts te neig. Maar dan is nou weer iets soos wat ons praat van oliepryse wat nou weer afkom, dit kan brandstofpryse op 'n laer vlak hou, maar terselfdertyd is die rand weer besig om bietjie te verswak. So ja. Ons gaan nou later vandag hoor wat is die maartmaand aanpassing van die brandstofprys, maar dit lyk of dit 'n effense verlagingkie gaan wees. Maar dis as gevolg van die olieprys wat af. Dis die olieprys en ek wil amper sê tot en met Vrydag het die rand ook gemiddeld sterker verhandel in Februarie as in Januarie. So dit sou ook gehelp het. Okay, maar dis daarom nou net 1 en 2 dae en is nie deel van die berekening meer nie. Ja, effens laer brandstofprys, maar ons praat hier van 6 sent, 10 sent afhangend van watter graad ensovoorts. Okay. Maar dis goed, dit help weer om inflasie stabiel te hou. So ek dink nie hierdie inflasiesyfer gaan die monetêre beleidskomitee laat wakker lê nie. Hulle lê wakker oor die wisselkoers en oor Trump tariewe. So wat is jou verwagting vir rentekoerse vir die jaar vorentoe? Ek dink onveranderd in die maartmaand vergadering. Daar's te veel onsekerheid nou vir hulle om die kans te vat. En in die vorige vergadering was daar klaar 2 ouens wat ten gunste was van onveranderd. Wow. So ek dink onveranderd sal die veilige opsie wees. Okay. En die verwagting is maar nog 25 basispunte voor middel van die jaar. Dalk 2, afhangend wat van met die olieprys en die rand gebeur. Okay. Ja. Maar as wisselkoers nou baie verswak en dit nou is 'n klomp goed wat nou inflasie aanhou opwaarts tik, dan behoort ons dan gaan ons nou nog nie daai verlagings te sien. Ja, ek dink hulle sal dan eerder konstant hou. Hulle hoef nie weer dit laat styg nie. So die reële koers is nog inkrimpend op die oomblik. Okay. Maar hulle sal dan eerder konstant hou as om verder te verlaag. Okay. So ek het nou gelees, kom ons gaan oor na Trump en die interessante nuus wat elke week rondom dit uitkom. Ja. Trump het gister as ons nou Dinsdag wat ons opneem, Maandag het hy afgekondig dat hulle baie gaan fokus. China gaan nou retaliate, die Engelse woord kan gebruik, en hulle fokus nogal baie spesifiek op landbou invoere. So ons het gehoor daar's 'n 15% invoertarief veral op mielies, koring. Hulle het gepraat van hoender en katoen, die 4 wat 15% is. So hulle fokus nogal op daai. En dan sal 10% op sojabone byvoorbeeld, op hoenderprodukte, vark, melk, al die dairyprodukte wat daar is. So daar is baie groot fokus op landbou spesifiek. So ek wil eintlik by jou weet, direkte effek. Wat gaan met Amerikaanse pryse gebeur? Want dit het 'n baie groot impak natuurlik op die Suid-Afrikaanse prys. En dan tweedens, hoe kan dit oorspoel na ons markte toe? En mense gaan seker dan moet gaan kyk na invoerprodukte, uitvoerprodukte en hoe dit daai markte gaan verskillend affekteer. Spesifiek landbougerig. Ja, ek wat mense nou dalk net aan die begin moet sê is so tarief word dan nou gehef op die Amerikaanse uitvoer wat 'n invoer is na China toe. So die Chinese inset word nou duurder en mense kan nou verwag dat daar moet nog gevolge wees vir wat hulle ook al dan nou hulle eie verbruikers wat daardie hoender eet of die graan daar verder verwerk en dit word kos in China, en in die geval van die katoen dan nou wat dit herverwerk word en gebruik word en weer uitgevoer word of dan nou in die binnelandse mark. So hulle kostes gaan bietjie opgaan daarso.
waarskynlik die Amerikaanse prys so 'n bietjie onder druk sit. En hulle gaan nou nie net alle hande in die lug gooi en sê maar nou voer ons nou nie meer na China toe uit nie. Hulle gaan probeer om besigheid te doen so ver as wat hulle kan, maar natuurlik as 'n koste vir hulle. Hulle gaan nou 'n laer prys in die gesig staar om naaste by mededingend te kan bly. Sal dit dan min of meer beteken China se prys bietjie op, Amerika se prys bietjie af, laat daar weer dat die tarief iewers geabsorbeer kan word aan albei kante? Dit is op die ou end wat gebeur is mense dink die tarief lê net op die koper, maar die verkoper dra ook 'n stuk daarvan. Dit hang so 'n bietjie af van die aanbodkant natuurlik. Wat is aan die produksiekant aan die gang, hoe lyk die kostes ensovoorts. So daarvan weet ek nie genoeg om te kan sê nie. Maar ja, so in daardie opsig ons produk wat ons nou die soortgelyke ding China toe sou stuur, is nou 'n knertsie meer mededinge. Ja. Want ons hoef nie daai tarief te betaal wat die Amerikaners nou gaan op hulle produk gehef word. So, dit word nie op ons produk gehef nie. Sal dit nou beteken, sorry ek wil in rede, sal dit nou beteken China, omdat hulle eerder van Amerika af invoer, gaan nou begin na ander lande kyk om meer dalk van dit is 'n groot moontlikheid, maar nou is mense in die wêreld van dis nie regtig China wat invoer nie, dis Chinese maatskappye. Ja. Wat bande bou met ander maatskappye. So ons maatskappye, uitvoerders moet nou daar 'n geleentheid in die mark sien en gaan rondloop en bande bou en handskit ensovoorts om te kyk of daar nie 'n geleentheid is nie. En as jy nou sekerlik die regte kwaliteit en die regte hoeveelhede kan lewer, dan het jy nou 'n beter kans in daai mark. En mense sien nou die soortgelyke ding aan die Meksikaanse kant, al hulle produkte wat hulle nou in Amerika instuur is nou ook baie duurder, is nou 25%. So miskien kan van ons produkte nou weer mededingend wees in die Amerikaanse mark, gegee die feit dat die Meksikaanse of die Kanadese produk wat duurder gaan. Dan is 'n bietjie duurder. As ons spesifiek na invoerprodukte gaan kyk, wat gaan hierdie trade word, want dit gaan dit is klaar vir tipe trade war. Yes, so wat gaan dit vir ons uitvoer produkte natuurlik beteken? Iets wat ons nou nie noodwendig invoer nie, en maar wat gaan die verskil wees tussen die in- en uitvoer van nie? Ek dink vir ons uitvoere, as die uitvoerders kan min slaan, kan dit ons bietjie bevoordeel. Ek moet nou sê, ek sal nou terugkom na prysgewys, maar kom ons sê geleentheidsgewys. Die ouens gaan dalk 'n bietjie rondkyk vir ander verskaffers en jy kry dalk die geleentheid hierdie keer. Ja. Ek dink daar is so 'n moontlikheid. Aan die Chinese is maar die fabriek van die wêreld. So as hulle nou meer gaan betaal vir hulle insette, soos Katoen nou, is die gevolg maar dat pryse gaan 'n bietjie styg. Hierdie is nou nog nie groot skokke nie, maar dit gaan reg oor die wêreld pryse bietjie laat styg en inflasie so bietjie laat styg. Pryse van watse prys praat jy nou, van die eindproduk of van die prys? Ja, nie noodwendig die kommoditeit self nie, maar die hemp wat jy gaan koop op die einde. Dis daai hemp gaan ook nou. Want daai 15% nou iewers in die waardeketting geabsorbeer word. Dis presies dit. Die groot vraag is natuurlik ek sê nou ons ouens gaan 'n kans hê, ons uitvoerders kan na 'n mark. Dis net as AGOA bly staan. Ten minste in terme van die FSA. As hulle nou gaan en hulle sê nee, maar ons gaan van niemand meer tariefvrye toegang tot ons mark gee nie. Ons is nou op hierdie wederkerige tariewe. Jy betaal dieselfde tarief as wat ons goed betaal, Amerikaanse goed betaal wanneer hulle in die Suid-Afrikaanse mark inkom. Dan is ons mededingendheid in die Amerikaanse mark eintlik daarmee heen. Ja. So Trump dreig dit vir vroeg in April. Maar dis 'n ingewikkelde storie, want hy moet nou eintlik vir elke land, vir elke produkkombinasie 'n unieke tarief hê in die Amerikaanse tariefboek. En aan die ander kant nou ook, en dan gaan ons nou waar ons nou vroeër dan eintlik baie sekerheid gehad het oor wat ons hef op Amerikaanse uitvoer wat ons invoer is, gaan nou heeltemal anders lyk, want dit gaan nou wederkerig wees. Ja. So daai sal nogals ingrypend wees as wanneer dit gebeur. En dit klink my hy is nog nie klaar nie, daar's 'n klomp ander goed. Hy doen ondersoeke na nog produkte. Hy moes die spesifieke tarief op staal en aluminium. Daar's nog sulke produkkategorieë wat nou geteken word vir bykomende tariewe bo op dit wat hy nou op sy bure in China gehef het. Ja. Dis nie, is interessant. Produkte wat ons invoer, kan dit dan, kom sê rou kommoditeite, vat 'n vark byvoorbeeld, wat ons dan moet invoer. Sal dit, omdat dit wêreldwyd dalk so 'n bietjie goedkoper kan wees, kan dit daai
ons plaaslike prys dan ook onder druk sit? Klein bietjie dalk, maar ja, ons moet sien hoe speel dit uit, wie absorbeer wat van watter dele van hierdie tariefprysstyg. Ja, van waar die produk kom, ja. So en hoe die Europeërs gaan reageer hierop sal ons ook nog sien. Dit is ook nog bietjie in die lig. Maar duidelik soos ons nou sien met hierdie terugslaan van die Kanadese, die Chinese, almal wat nou sê maar ons gaan nie net hierdie Amerikaanse tariewe op ons produkte vat nie. Ons gaan op hulle produkte ook begin tariewe hef. Ja. As dit 'n regte handelsoorlog word, dink ek is daar maar groot onsekerheid oor wat op die einde met pryse gaan gebeur. Wel, ons is dan so 'n bietjie terug. Kom ons vat nou so 'n bietjie terug. Laaste vraag eintlik wat ek vir jou wil hoor. Okay, ek het gelees ook omdat hierdie tariewe nou op die Chinese produkte gehef word, of op hulle uitvoer of invoer in elk geval gehef word, het die Chinese aangekondig dat hulle 'n bietjie ekstra stimulasiepakkette gaan aankondig om hulle ekonomie weer ekstra te laat groei, natuurlik. Maar hierdie onsekerheid, wat sê effek dit op vraag, 'n globale groei eintlik, GDP wêreldwyd, en hoekom ek dit spesifiek vra is, kan dit vraag oor die algemeen landbouprodukte onder druk sit? En kom ons sê across the board, 'n vraag afdruk en dan nou natuurlik pryse onder druk sit. Wat is jou effek? Dit is nou die teoretiese meganisme. Ja. Is dit maak alles 'n bietjie duurder. Veral as klomp lande nou hierdie tariewe hef. En ek meen 'n klein bietjie duurder beteken die hoeveelheid gevra is 'n bietjie minder. Ja. Maar om half 'n kwantum hier op te sit is baie moeilik. Jy het nog as 'n goeie model nodig wat jy kan skok en kyk hoe lyk die uitkomste uit dit uit. Maar daardie is die meganisme en ek dink dit is die bekommernis is as so 'n handelsoorlog nou regtig woed, dit sit drukpryse op, dit druk inflasie op. Dit onderdruk maar die vraag, want nie almal kan bekostig soos die Chinese nou om nog stimuluspakkette te gee nie. Veral die westerse ekonomieë se staatsskuld is hoog. Hulle het eintlik nog nie herstel van die stimuluspakkette van die COVID era nie. So die gevolg is verbruikers gaan op die ou end aan die kortste end trek. En dit is maar 'n soort van 'n herverdeling wat nou plaasvind in so handelsoorlog, dat sekere produsente word beskerm en bevoordeel, maar verbruikers dra die koste van 'n tariefoorlog. Okay. Ja, nee, dit gaan ongelukkig dan 'n groot effek op ons verbruikers dan soos ons aangaan, maar ek dink dit is nie noodwendig, ons het wegbeweeg van die vraagelement, die goeie vraagelement wat ons tydens COVID gesien het, en wat ek dan gewoonlik, of wat ek gesien het wat gewoon opmerklik was, is dat die prysverskille tussen maande, of nogal baie meer egalig was. Ons het nie meer die skerp dalings en skerp stygings gesien toe ons die goeie vraagperiode gehad het tydens COVID nie. So nou wat vraagelement half verwyder of baie laer is, sien ons dat daar baie minder wisselvalligheid natuurlik in die markte is. Ons sien 'n baie meer egalige beweging in die markte. Johnny, ek dink ons gaan sien hoe speel hierdie uit. Mense kan nou baie spookstories vertel en bekommerd wees, maar ja, baie verskillende spelers moet nou reageer en weer teenreageer, en onder al hierdie politiek is daar maatskappye wat met besigheid doen en hulle probeer ook aanpas en planne maak. Laat ons kyk wat gebeur en ons hou dit fyn dop, en soos die nuus deurkom praat ons nog oor. Ja, en ek dink dit is nodig om drastiese stappe te neem vir iets wat net al van die nuus gaan kom of net rumors tipe is. Ja. En ja, ek dink dit is belangrik om te sê, kom ons gaan kyk waar die stand is en van sake is, maar ek dink daar behoort nie drastiese skuwe te kom, soos jy ook genoem het. So, baie dankie. Baie dankie Prof Waldo. Dan gesels ons volgende week verder oor die nuutste nuus, en kan ons kyk, hopelik is die begroting dan nader aan uitgeklaar. So baie dankie Prof. Ons gesels dan volgende week. Dankie Johnny. Baie dankie Waldo. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Of stuur vir my 'n WhatsApp as jy by een van ons gemeenskapsgroepe wil aansluit. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.